Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal en ons gaan voort met ons reeks uit Efesiërs. Ons is by deel 36 en ons tema is immuniteit. As ek so voorberei aan Sondag se boodskappe, dan word ek dikwels herinner aan dinge wat in my eie lewe gebeur het. Nou ek hoop regtig nie ek verveel jou met al die stories nie. Ek vertel dit gewoonlik net as dit op een of ander wyse kan bydra om die boodskap so 'n bietjie beter te verstaan. Vandag is nou weer een van daai weermagstories, waaroor ek eintlik so klein bietjie skaam is. Jy sien, tydens opleiding in Uppington in die infanterie, moes ons soms wag staan, veral rondom die vervoerpark waar al die voertuie gestaan het. Daar was sulke metaal wagtorentjies waarin jy moes klim. Jy klim so op met 'n leertjie, reguit op tot binne in die torentjie. Daar so 'n valdeurtjie wat jy moet oopmaak. In hierdie wagtorings waarin ons moes wag staan, was daar nie sitplek nie. Net sulke klein venstertjies waarby jy kon uitkyk as jy sou staan. Hulle het wag staan baie letterlik opgeneem. Wel, dit was 'n harde dag. En 'n mens raak soms maar moeg van al die staanery. En ek besluit, ek gaan net so 'n klein rukkie op die vloer lê. En daai kort rukkie sal niemand tog so gou by die toring kan uitkom nie. Ek weet nie hoe lank ek gelê het nie, maar die volgende oomblik hoor ek die RSM se stem. "Troep, slaap jy?" Jesus, ek skrik vir my buite weste en waawyd wakker. En ek pluk daai deurtjie oop, want hy's mos nou lekker hier by my waar ek lê. En ek skree, "Nee, RSM!" Ek dink ek het met sy eerste roep gelukkig wakker geword. En omdat ek so vinnig die deurtjie oopgemaak het, was hy tevrede. Dit was 'n noue ontkoming en dit kon baie erger vir my uitgedraai het. Om op jou wagbeurt te slaap is 'n doodsonde. Mense is maar skaam as jy so uitgevang word. As jy moeg is, raak jy vinnig aan die slaap. Ek dink aan die arme Petrus en Johannes en Jakobus wat op hulle wagbeurt ook aan die slaap geraak het. Ek het baie simpatie met hulle. Gelukkig was Jesus baie genadig met hulle, want hulle het nie net een keer aan die slaap geraak nie. Gaan lees gerus Matteus 26 vers 37 en verder. Het jy al so aan die slaap geraak? Ek bedoel nou nie in die weermag nie. Ek bedoel tydens gebed. Jy bid nog so rustig en die volgende oomblik is jy weg. Dit is soms nogal snaaks om te hoor hoe dit met iemand gebeur. As jy al as 'n groep deernag gebid het, dan het jy dit dalk al beleef. Gewoonlik na so 'n ronde gebed, dan rek ons daarom eers bene, drink 'n bietjie koffie en dan val ons weer weg. En ten spyte van die moeilike wakker bly, lang gape en brandende oë, is dit 'n geleenthede wat diep in 'n mens se geheue gaan lê en waarin 'n mens met heimwee kan terugdink. Hoe ernstig neem jy gebed op? Hoeveel soorte gebed dink jy is daar? Wat se tipes gebede het jy al gebid en watter is jou gunsteling? Wie is tans op jou gebedslysie? En waarvoor bid jy die meeste? En dalk moet ek vra, is jy op iemand anders se gebedslysie? Het jy gevra daarvoor of bid hulle vir jou omdat hulle bekommerd is oor jou? Nadat ons laas Sondag gepraat het oor die geestelike wapenrusting, gaan ons teksgedeelte voort en kom ons uiteindelik by die belangrikste deel van geestelike oorlogvoering uit. Vers 18. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Letterlik staan daar in die Grieks, biddende altyd met alle gebed en smeking. Nou, om dit reg te verstaan, moet ons vers 13 en vers 18 eintlik saam lees. Vers 13 sê, dieselfde as vers 11, trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, biddende. Kom vers 13 by. Met ander woorde, hoe trek ons die wapenrusting aan? Ons doen dit biddend. Ons trek nie die wapenrusting aan deur allerlei handgebare of rituele nie.
Ons trek dit aan deur gebed. Deur gesprek met God, maak ons elke stukkie wapenrusting ons eie. Jy praat met God oor elke aspek hiervan in jou lewe. Bely waar jy tekortskiet, vra hulp en krag vir beter verstaan daarvan. Deur gebed leef ons in die waarheid. Deur gebed leef ons heilig. Deur gebed neem ons die vrede van die evangelie in besit. Deur gebed plaas ons vertroue op God en glo ons alles wat hy vir ons leer. Deur gebed herinner ons onsself daaraan dat hy ons verlos het. En maak nie saak wat ons omstandighede is nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wanneer ons die Bybel bestudeer, aanhaal of die boodskap daarvan verkondig, dan doen ons dit in biddende afhanklikheid van die Heilige Gees om ons te lei, sodat ons dit reg kan verstaan en getrou sal oordra. So doen ons dit altyd, sonder uitsondering. In die Grieks staan daar ook met alle gebede, en daar is baie verskillende soorte gebede. David Guzik skryf, "The idea is all kinds of prayer, or prayer upon prayer. We should use every kind of prayer we could think of. Group prayer, individual prayer, silent prayer, shouting prayer, walking prayer, kneeling prayer, eloquent prayer, groaning prayer, constant prayer, fervent prayer. Just pray." En Charles Spurgeon sluit hierby aan en hy sê, "Praying always with all prayer, groaning prayers, weeping prayers, prayers that are made up of a single word, prayers that have not a word in them, prayers for others, prayers of confession, prayers of thanksgiving, praying always with all prayer and supplication in the Spirit." Maar dit is nie net met alle gebede wat ons gefokus moet bly op die wapenrusting nie. Ons moet dit ook doen met 'n opregte begeerte, met smeking. Smeking is nie 'n pleit sodat God my moet hoor en hoe langer ek dit doen, hoe beter hoor hy my nie. Dit is nie 'n afsmeking omdat hy dit eintlik nie wil gee nie. Smeking is vir ons 'n aanduiding van die opregtheid en erns van my hart oor die saak wat ek na hom toe bring. Is ek regtig ernstig oor die sake waaroor ek met God praat? En dan hoor ons dat ons in die Gees of deur die Gees moet bid. Om in die Gees te bid beteken dat ek bid onder leiding van die Heilige Gees. En ons weet dat die Heilige Gees net sê wat die woord sê. En dit beteken dat as ek volgens die wil van God bid, ek in die Gees bid. As ek toelaat dat die Gees my lei, ook in my gebede, dan sal my begeertes ook sy begeertes wees. Hy wat in my is, moet ook in my bid. En daarvoor moet ek hom toelaat. As ek nie mooi weet hoe om my begeertes en gedagtes te verwoord nie, dan sal die Gees my bystaan en vir my intree met onuitspreeklike versigtinge. Gaan lees Romeine 8 vers 26 wat dit beskryf. My gebede moet altyd in die Gees wees. Die res van die vers lees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Nou dit lei 'n nuwe wending in, omdat die fokus van ons gebede nou verskuif vanaf onsself na ons medegelowiges toe. Ons moet waak en bid. Met ander woorde, wakker bly en bid. Dis wat waak beteken. Ons moenie aan die slaap raak en uitgevang word dat ons op die wagtoring slaap nie. Markus 14 vers 38 sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die Gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons medegelowiges het ook gebed nodig. En ons behoort nie net vir onsself te bid om staande te bly in die stryd nie, om die versoekings te weerstaan nie. Ons moet ook vir mekaar bid om staande te bly. Is dit altyd nodig dat almal moet weet dat ek vir hulle bid?
As mense so kyk na sommige van hierdie flieks waar daar geheime agente in speel en so aan, dan sien jy dikwels hoe die een wat die ander dophou, hoe hy sy oor druk en hy praat hier in sy mou. Jy weet, dit is so half skelm praat. Hulle wil nie hê dat jy moet sien dat hulle praat nie. Maar mense, ons almal in die fliek kan sien jy's besig om te praat. Ons weet jy's die ou wat undercover is. Hulle adverteer eintlik. Ek dink dit is eintlik onprofessioneel om so 'n geheime agent te wil wees. Maar ek dink hulle doen dit in die flieks net sodat ons dit moet raak sien. Nie die res van die mense in die fliek nie wat in die fliek speel nie. Hulle wil hê ons moet dit raak sien. Is dit hoe ons bid? Dit is bemoedigend vir iemand om te weet daar word vir my gebid. Maar ons moet versigtig wees waarom ons wil hê iemand moet weet daarvan. Gaan dit oor wat die mense van my sal dink as hulle weet ek bid vir hulle? Jakobus 4 vers 3 waarsku daarteen. Is dit om raak gesien te word of is my gebede regtige opregte liefdesdiens vir iemand? In Lukas 18 kry ons die voorbeeld van die fariseer en die tollenaar wat albei gebid het. En die fariseer het nie 'n hoop dat sy gebed verhoor sal word nie. Maar die tollenaar wat op sy bors geslaan het en in nederigheid sy sonde erken het, dis die een wie se gebed verhoor word. Paulus vra vir gebed vir homself en stel ook vir ons op so 'n manier die voorbeeld. Kom ons lees vers 19. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Hy sê eintlik, luister ouens, bid vir my. Dis moeilik hier in die tronk. En soms word ek gespot, soms word teen my gediskrimineer en my lewe is in gevaar. Veral wanneer ek praat oor die Here. Die versoekings is daar om soms maar liewer net stil te bly. 'n Mens het nie altyd die vrymoedigheid om openlik oor Jesus te praat nie. Daarom, bid vir my, dat ek nie sal huiwer nie, maar dat ek met vrymoedigheid, hy noem die woord 2 keer, oor Jesus sal praat, met vrymoedigheid. Dink jy ons het sulke gebede nodig? As Paulus dit nodig gehad het, dan is ek seker, ons het dit ook nodig. Bid vir julle dominees en pastore. Bid dat hulle by die suiwer leer sal bly en nie sal bang wees om dit te verkondig nie. Bid vir mekaar, sodat ons by die suiwer leer sal bly, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons die wapenrusting sal aanhou. Hoe lyk jou gebedslewe? Het jy al ooit gevra dat iemand vir jou moet bid? Dit vra soms dat jy moet erken dat jy nie in staat is om jou eie sake te hanteer nie. Dit vra dat jy moet erken dat jy hulp nodig het. Dit vra nederigheid om iemand, ook die gebedsbediening, te vra om vir jou te bid. Daar is sekere sake waaroor jy voel dat jy geen beheer het nie. Jy is bereid om dit te erken en saam met medegelowiges die Here te vertrou vir uitkoms. Maar ons hoef nie net vir die onmoontlike dinge te vra dat mense vir my bid nie. Ons moet oor die algemeen in die roetine wees om vir mekaar te bid. Het jy al ooit 'n gedagte gekry dat, ek dink die hele gemeente is op die oomblik besig om vir my te bid? Om so te voel, moet jy weet dat die hele gemeente wel vir jou bid. As daar 'n gebedsversoek uitgestuur word na die hele gemeente toe, hoe seker is jy dat die hele gemeente inderdaad een of ander tyd vandag vir jou gaan bid? Ek is maar skepties, want ek weet mos soos mense, ons is besig, né? Daar is beslis sekere mense in die gemeente wat nie vir my gaan bid nie. Weet jy, daar's een ding wat 'n mens se skeptisisme nogal kan groter maak. Jou eie getrouheid in gebed. Ek bedoel, as ek nie getrou is daarin nie, dan is daar sekerlik ander mense wat ook nie getrou is daarin nie.
En ek dink nie net aan 'n spesifieke gebedsversoek nie, maar hoeveel mense in die gemeente bid regtig vir die hele gemeente? En ek bedoel nie net so oor die algemeen nie, ek bedoel by die naam. Nog net 1 of 2 mense het vir my gevra vir 'n naamlys van die gemeente. En sover ek weet, was dit nie om vir hulle te bid nie. Dit is hoekom ek redelik seker is, dat die hele gemeente nie oor die algemeen vir mekaar bid nie. As leraar van die gemeente is dit my plig om vir julle almal te bid. Of julle nou daarvoor vra of nie, en of julle daarvan hou of nie, ek bid vir julle. Maar is dit net die pastoor se werk? Ek dink nie so nie. Leer die Bybel nie dat ons vir mekaar moet bid nie? Soms sukkel mense om vir hulle self te bid. Hulle weet nie eintlik hoe om dit te doen nie. Maar Dr. Martin Lloyd-Jones skryf, begin bid vir ander mense, en binnekort sal jy weet hoe wat en hoe om ook vir jouself te bid. Maar hoekom begin jy nie hier by die wapenrusting nie? Bid oor elkeen van hierdie stukke wapenrusting, en vra die Here om dit volkome te maak in jou eie lewe. Bid ook oor jou gebedslewe, oor jou gesindheid, en jou vrymoedigheid. En jy het nie altyd nodig om vir ander te sê dat jy vir hulle bid nie. Veral nie as jy weet dat dit jou goed gaan laat voel nie. As jy sukkel met nederigheid, hou dit liewerster vir jouself. Maar ons kan maar soms vir mense bemoedig deur vir hulle te sê, weet jy, ek bid vir jou. Of nog beter, neem die persoon eenkant en vra, kan ek gou vir jou 'n gebed doen? En doen dan 'n kort, eenvoudige gebed sonder 'n klomp fancy woorde. Daar's niks meer verkeerd om te vra dat daar vir jou gebid word nie. Paulus het dit gedoen. Maar onthou, as ons vir mekaar bid, moet ons God se wil bid. En anders as wat baie mense dink, is dit nie altyd dat God elke keer moet genees nie. Of dat dit net met jou moet goed gaan nie. Ons moet ook bereid wees om te bid dat God sy plan in iemand se lewe sal verwesenlik. Selfs al is dit deur hartseer en pyn. Om effektief te bid, is dit nodig om die wapenrusting aan te hê. Begin by die waarheid en geregtigheid. Bely jou sonde en jou tekortkominge. En ontvang dan God se vrede. Vertrou sy woord as die waarheid. Staan vas in jou verlossing en bid die Bybel. Daar's soveel wonderlike gebede in die Bybel. Lees hulle en bid hulle vir jouself en vir die hele gemeente. Nou, moet almal my tog nou net nie kontak en vra vir 'n naamlys van die hele gemeente nie. As jy mooi onthou, het ek so rukkie terug almal aangemoedig om te registreer op ons Church Center app. Nou as jy getrou was en dit gedoen het, dan is jou naam en foto mos nou reeds op. Gaan kyk dan nou in die app wie jy nie Sondag in die kerk gesien het nie en begin bid vir daardie persoon. Ons gemeente is regtig klein en dit is maklik om vir almal te bid. Maar wie weet, miskien beleef hulle 'n aanval van die bose. En jou gebede mag dalk net help om hulle sterk te laat staan. Gebed is die belangrikste werk van die kerk. En daarom moet ons dit nie afskeep nie. Ek wil sommer nou ook van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle baie dankie te sê vir julle gebede. Nie net die afgelope tyd nie, maar deur baie jare se saamwees en saamwerk. Ek waardeer julle geweldig baie. Moenie ophou om te bid nie. Mag die Here vir jou bystaan, mag hy vir jou herinner en mag hy jou gebede kragtig verhoor om 'n verskil te maak hier in hierdie wêreld waar ons lewe. Amen.